Bid ons saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons dankie en ons loof en prys U vir hierdie wonderlike dag en vir hierdie geleentheid waar ons weer hier bymekaar kan kom. Here, hier waar ons ook die langste nag en die kortste dag dan ook in hierdie tyd alreeds gevier het, wil ons dan ook vra dat U ook daarin, in die manier hoe U die seisoene beheer, dit ook vir ons opnuut weer sal laat besef, dat U is die groot en almagtige God, die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste, die een wat is en wat was en wat kom, die almagtige. En Here, wat 'n voorreg dat ons as die kinders dan ook voor U mag kom, dat ons die voorreg het om ook tydens die erediens in U teenwoordigheid te wees, om ook geleer te word wie U is en wat U wil vir ons lewens is, hoe U wil hê dat ons ook as U getroue disippels en die volgelinge ook moet leef, om U te dien en om daardeur ook die koninkryk van die hemele alreeds hier op aarde te laat geskied, soos wat ons ook bid daar in die Onse Vader gebed. Laat U wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. En daarom vra ons ook vanmôre, Here, lei vir ons met die Heilige Gees, gee vir ons helderheid en klaarheid van verstand, en werk met die Heilige Gees in ons harte en deur ons verstand. En spreek tot ons, want ons die kinders wil graag luister. En ons vra dit en bid dit alles as dit U wil is, in U groot en heilige naam, in die naam van Jesus Christus. Amen. Goed, so ons is nog steeds besig met ons tema van die berg. En in hierdie tema van die berg gaan ons vanmôre dan nou kyk na die tweede berg, wil ek amper sê, wat Matteus noem, daar in die Nuwe Testament. En ons kry dit daar in die bergpredikasie. In Matteus 5 begin die bergpredikasie en dis 3 hoofstukke lank tot daar by Matteus 7, en ek sal nou so 'n bietjie meer daaroor sê. En ja, ek dink dit is dis baie gepas hier dat Jesus, kom ek sê vooraf, net so kortliks voor ek vir ons begin lees, ons moet onthou wat gebeur het is in die Nuwe Testament, begin die tema aan, spesifiek in Matteus van die berge. Ons het nou verlede Sondag gesien, die duiwel vat vir Jesus op na die berg toe. En hy sê vir Jesus, hier is vir jou 'n maklike opsie, 'n kort pad, aanbid my en dan regeer ons as te ware oor die wêreld, of dan kan jy regeer as jy my aanbid op my manier. En wat hier in die bergpredikasie as te ware gebeur is, nadat Jesus dan die Satan verwerp het, en vir hom gesê het, gaan weg, direk daarna, in 'n sekere sin, gaan Jesus, hy kry sy disippels, en dan gaan hy met hulle op, en dis vir ons hier is op die berg. En die Satan het vir hom gesê, hier's een manier om te regeer, en nou kom Jesus en hy sê, ek het nie die Satan se manier gevat nie, ek het die Satan se manier verwerp, maar nou gee ek vir julle die regte manier om te regeer. En dit is in 'n sekere sin wat die bergpredikasie is, dis 'n onderwysing of 'n lering van hoe ons uiteindelik ook as konings, priesters en profete in 'n sekere sin moet regeer. En die bergpredikasie begin met 'n gedeelte wat bekend staan as die saligsprekinge. En dis wat ons dan nou vandag ook gaan lees in die eerste 12 verse van Matteus 5. Nou goed, kom ons begin saam lees daar vanaf vers 1. Ons lees daar, en toe hy, dis nou Jesus, die skare sien, het hy op die berg geklim. So, weer eens die berg is, dit gaan ook hier, dit hoef nie noodwendig 'n verskriklike hoë berg gewees het nie, dit was waarskynlik nie, dit was waarskynlik net 'n hoogte. Van die ander vertaling sê hy het op die koppie geklim, of in die Engels praat hulle van die hiel, maar ongeag, hoekom op die berg spesifiek, dit gaan oor akoestiek ook. Ons het nou nog heeltyd vir mekaar gesê, dat as ons opklim, dan het ons beter visie van bo af. En die ander kant daarvan is ook, en ons het dit ook dalk al vir mekaar gesê, van bo af kan ons skyn, kan ons 'n uitsig kry oor wat die werklikheid is. En net so ook wanneer dit gaan oor akoestiek gewys, dis makliker vir iemand om
van bo af te preek, die stem dra verder. Hy is op die berg, hulle is aan die onderkant van die berg, so hulle hoor hom makliker. So wat die akoestiek betref, daar's 'n paar ander maniere wat Jesus dit ook doen in die Nuwe Testament, maar hierdie is een van die maniere. Hy is hoor, en dit gaan dood eenvoudig net oor, dan is dit makliker om te praat, en almal hoor sy stem makliker, en die akoestiek en die klank trek uiteindelik verder. Maar goed, en toe hy die skare sien, het hy op die berg geklim, en nadat hy gaan sit het sy disippels na hom gekom, en hy het sy mond geopen, en hulle geleer en gesê, en dit herinner mens amper aan die skepping, Jesus wat, God, drie eenig wat geskep het en gesê het, laat daar lig wees, en God het gesê, en hier in 'n sekere sin is Jesus besig om die nuwe skepping in 'n sekere sin aan te kondig, en hy het sy mond geopen en gesê, salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om my ontwil. Verbly en verheug julle, omdat julle loon groot is in die hemele, want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het. Hier is 2 verse wat ek wil uitlig, eintlik 3 momente vir ons as teksverse. Die eerste is dat ons sien hier in vers 1, en toe hy die skare sien, het hy op die berg geklim. So hier kry ons weer die berg, baie prominent, en dan in vers 5, wat so half die middel is van hierdie saligsprekinge, want hier is 9 verskillende saligsprekinge, salig is die 9 keer. Vers 5 sê, salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Onthou, ons het nou gesê, wat het die duiwel vir Jesus gesê daarbo? Hy het op die berg, toe hy vir hom die aardig was en gesê het, aanbid my, en ek sal jou die heerser maak oor die wêreld, toe het hy gesê, ek sal vir jou die wêreld gee. Hier sê Jesus, salig is die wat sagmoedig is, want hulle sal die aarde beerwe, en dan ook vers 6 is maar net so belangrik, salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. En dan ook, is dit vir my hier belangrik dat ons sal sien, vers 8 sê, salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. En dis ook vir my 'n belangrike gedagte. En dan die laaste gedagte daarmee saam, want dit vorm alles so half 'n eenheid, is weer eens vers 10 sê, salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid. Hierdie geregtigheid is Jesus Christus ook, want hy kom maak ons geregtig voor God. Maar hy sê, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. So, ons het dit eintlik al gesê, Jesus is nie net God oor die aarde, duiwel het vir hom gesê, regeer oor die aarde as jy my aanbid nie, maar hy is die God van die aarde en die hemel. En hier sê hy vir sy volgeling, vir sy kinders, ek verkondig nou hier vir julle die nuwe koninkryk, in 'n sekere sin, en julle sal die aarde beerwe, maar julle sal ook die hemel beerwe, so beide wat daarmee saamgaan. So, ja, as ons na hierdie gedeelte kyk, dan sien ons in ons eerste teksvers, dan vers 1, dit gebeur weer op 'n berg. Soos ek gesê, daar kry ons daardie berg simbool, weer die berg spesifiek wat genoem word, die duidelikheid wat ons van bo af het. En dan het ek gesê, die akoestiek trek verder van bo af, maar ek wil so 'n bietjie meer daaroor sê. Dit is ook die rede hoekom ons, wat ook die verkondigers, wat ook konings, priesters en profete moet wees, hoekom ons moet bly klim, as ons wil hê
ons profetiese stem in hierdie wêreld moet ook gehoor word. Dis hoe ons hoor uiteindelik op die kosmiese berg nader en nader aan Jesus kom en aan God kom. En as ons, hoe nader ons aan hom kom, hoe duideliker sal ons stem van die waarheid, ons profetiese stem uiteindelik ook wees. En uiteindelik wat hier gebeur is, Jesus kom en hy sê hier, maar nou gaan ek vir julle leer, en hoe meer julle van my leer, hoe meer julle van my weet, en weet wat my wil ook is, dit is in 'n sekere sin ook deel van die klimproses, sodat julle my getuies kan wees, sodat julle ook die woord kan verkondig, en almal julle ook kan hoor. Maar so die punt wat ek wil maak is, ons moet verstaan, hoe hoër ons klim, met ander woorde, hoe nader ons op die kosmiese berg aan God kom, as ons bly berg klim, met ander woorde, hoe duideliker gaan ons stem hoorbaar wees, vir die wat nog onder ons is. En nie dat ons dink ons is beter as hulle, as ek nou sê die wat onder ons is nie, maar ons moet die voorbeeld ook vir hulle wees. Ons is die dienaars. En dit gaan daaroor die hele klimproses, is nie net dat ek moet preek met my stem nie, maar dit is die getuienis. Dit is wat Israel moes wees, Oud-testamenties. Hulle moes die voorbeeldvolk gewees het. Hoe meer ons klim, hoe meer sal mense na ons lewe as getuienis kyk, en dan uiteindelik besef wat is reg. So dit hoef nie net te wees dit wat ons sê nie, maar ook die manier wat ons leef. Wat dan hier gebeur is, soos ek gesê het, hierdie is die onderwysing of die lering van Jesus, en wat ons ook moet raak sien, is dat Jesus kom, en ja, hy klim hier op, maar hy het alreeds van die hemel af neergedaal na ons toe, en nou uiteindelik sê hy hierdie woorde, hy verkondig dit, hierdie bergpredikasie, en in 'n sekere sin moet ons sien, dit is presies wat in die Ou Testament op Sinai gebeur het met die 10 gebooie. Moses het opgegaan na die berg toe, en God het vir hom daar die 10 gebooie gegee, en hy het afgekom na die mense toe, en dit vir die mense gegee, maar toe het God se teenwoordigheid, soos ons gesê het, ook afgekom, en in die tabernakel, en later in die tempel, uiteindelik kom woning maak. En net so ook, kom Jesus gaan op na die berg toe, hy het afgekom na die aarde toe, nou gaan hy op na die berg toe, en sy woorde is ook bedoel om uiteindelik nou af te gaan. Dit is in 'n sekere sin, kan ons sê, dit is 'n nuwe 10 gebooie, 'n nuwe manier van dink wat Jesus hier in die Nuwe Testament, want as jy die Ou Testamentiese wette is vervul, nou kom gee ek vir julle 'n nuwe wet. Maar wat ons ook moet raak sien, is dat, soos ek gesê het, op die berg van versoeking, het die duiwel vir Jesus probeer versoek, wat ons verlede Sondag na gekyk het, en hy het vir hom gesê, hier is 'n manier van regering, en soos ek gesê het, Jesus kom en hy sê, maar daardie manier het ek verwerp, en nou kom ek en ek gee vir julle 'n nuwe manier, en ek gaan julle nou kom leer, dis my onderwysing, die bergpredikasie, wat die regte manier is. Wat Jesus ook eintlik hier doen, is hy is besig om as te ware 'n nuwe regering aan te kondig, die regering of die koninkryk van die hemele, dis wat hy hier aankondig, en hy sê, ek is die bringer daarvan, van hierdie nuwe leer, van hierdie nuwe koninkryk van die hemele, en ek leer dit nou, ek onderwys julle nou uiteindelik daarin. Hy sê vir hulle, ek kom self na julle toe, wat hy gedoen het, hy het vir ons mens kom word, en soos God se teenwoordigheid afgedaal het van Sinai af en in die tabernakel was, so kom leer ek julle ook, sodat ek uiteindelik die hele proses van my lyding op aarde, later my marteling en my kruisiging, om te sterwe aan die kruis kan deurgaan, kan opstaan op die 3de dag uit die hemel uit, alhoewel dit nie is wat Jesus nou hier sê nie, maar dit is wat ons weet wat gebeur, en uiteindelik weet ons, dan vaar hy op na die hemel toe, en ons het dit al reeds gehoor, dan word die Heilige Gees ook van die kosmiese berg af uitgestort, om soos wat Jesus se teenwoordigheid in die tabernakel in die tempel was, of God se altans, sodat die Heilige Gees se teenwoordigheid in ons harte kan wees, en ons die tempels kan word, wat nou hierdie blye boodskap, hierdie lering wat Jesus hier gee, uiteindelik ook kan gaan uitleef, en ook kan verkondig in ons bergklimproses. So dis hoekom ons uiteindelik die stad op 'n berg moet wees, wat die lig bring, wat ons nou nog sal sien. Soos ek gesê het, hier is 9 saligsprekinge, maar as ek voor ons so 'n bietjie daarop infokus, ook net so 'n bietjie agtergrond kan gee. So ons gaan nou vir die volgende klompie Sondae ook met die bergpredikasie werk,
En die bergpredikasie, nie net is dit nou 3 hoofstukke, Matteus 5, 6 en 7 nie, maar hy is eintlik in 'n sekere sin ingedeel in 3 hoofdele. En dan die middelste deel van daai 3 hoofdele is weer in 3 gedeeltes gedeel. En elkeen van daai 3 gedeeltes is ook weer in 3 gedeeltes ingedeel. En wat eintlik hier gebeur is, en ons sal dit nou sien ook, is Jesus, soos ek sê, kom gee eintlik 'n nuwe perspektief in 'n sekere sin op die 10 gebooie. Alhoewel die 10 gebooie nie spesifiek uitkom nie, gaan dit spesifiek hier oor die samevatting van die 10 gebooie, wat ons weet, ons eintlik al reeds in Deuteronomium en in Levitikus kry, wat daaroor gaan, jy moet vir God lief wees met jou hele hart en siel en verstand en al jou krag, en jy moet vir jou naaste lief wees soos jouself. En Jesus kom leer eintlik hier, dis hoe dit lyk, om vir God en jou naaste lief te wees, soos vir jouself. En dit so wat ons eintlik kan sê, is hierdie is 'n gevalle studie wat Jesus hier doen. So hy vat verskillende goeters wat gebeur, of verskillende omstandighede, verskillende gevalle, en hy fokus in op dit. En dit is in 'n sekere sin wat die bergpredikasie is. Nou as ons na die saligsprekinge kyk, hierdie gedeelte wat ons nou gelees het, soos ek sê, daar is 9 saligsprekinge wat ons gelees het. Wat ons ook moet verstaan is die agtergrond, dit is nou hier in die tyd van die Nuwe Testament, en soos ons verlede Sondag ook gehoor het, toe ek het verduidelik het, dat in die tyd van die Nuwe Testament is die Romeine, die Romeinse regering, die keiser, is die wêreldheerser van die dag. Jy moet geen fout maak nie, die Jode of die Israeliete, hulle word onderdruk en hulle kry swaar onder hierdie regering, en dis hoekom hulle gehoop het dat daar 'n fisiese koning sal kom, 'n Messias wat hulle uit hierdie regering se hand uit kan kom ruk, en wat hierdie regering sal vernietig en 'n nuwe regering uiteindelik sal begin op aarde. En dit is in 'n sekere sin wat Jesus doen, maar hy sê dis nie soos julle verwag het dat ek 'n letterlike aardse koning gaan wees wat 'n weermag gaan hê en wat gaan oorlog maak en hierdie Romeinse regering verslaan nie. Maar ek kom gee vir julle 'n beter manier. Ek bring nie 'n aardse koninkryk nie, maar ek bring die koninkryk van die hemele. En dit is wat ek hier vir julle uiteindelik leer. Ek bring 'n nuwe manier van regeer, 'n nuwe koninkryk, die koninkryk van die hemele. En dis ook hoekom hy dan die saligsprekinge begin. Hy sê in vers 3 wat ons gelees het, salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. So die koninkryk van die hemele, ons het nog heeltyd gesê in ons tema van die berg, bo op die berg is daai bymekaar kom plek van hemel en aarde. En dis wat Jesus hier verkondig. Hy sê die koninkryk van die hemele, dis wat ek aan julle verkondig. As julle dit doen wat ek julle leer, dan is julle besig om hemel en aarde uiteindelik met mekaar te verenig. En dit beteken, ek gee vir julle die aarde, ons het dit nou gesien, so julle moet regeer oor die aarde, maar ek gee nie net vir julle die aarde, dit wat hierdie wêreld vir ons kan beloof nie, maar ek gee ook vir julle die hemel, ek bring ook die hemel. So, hier draai Jesus as te ware die koninkryk of die manier van regeer waaraan hulle gedink het en soos hulle daaraan gedink het, heeltemal op sy kop. En Jesus sê, julle kry swaar, want julle word regeer deur hierdie Romeinse regering op 'n verkeerde wêreldse manier. En julle moet dit regstel deur uiteindelik die hemelse koninkryk, om dit uiteindelik, as ek dit so kan stel, hemel op aarde te bring. En dan kan mense terugvat na die seun van Abraham toe in Genesis 12 vers 1. Julle moet aksie neem. Julle kan nie net terugsit nie, want dit is wat hier belangrik is, en ek sal dit nou wys. Julle moet hierdie koninkryk, hierdie hemelse koninkryk uiteindelik ook bewerk, as ek dit so kan stel. Julle moet so leef dat dit uiteindelik kan kom, sodat soos wat julle bid in die middelste gedeelte van die bergpredikasie is die Onse Vader gebed, en alles is met mekaar verbind, sodat soos julle bid, laat u koninkryk kom soos in die hemel, net so ook op die aarde. So mens kan dit ook sien, Jesus is eintlik hier besig om 'n tipe van 'n revolusie teweeg te bring, deur vir die mense te leer, dit is die nuwe koninkryk, hier is 'n nuwe manier. In 'n sin moet ons ook sien, bou die saligsprekinge ook op mekaar, en vloei hulle uit ook van mekaar af en uit mekaar uit. So alles wat uiteindelik die 8ste vers wat ons ook gelees het voorafgegaan het, in die 8ste vers het ons gesien
dat, kom ons lees hom net weer, ons het hier gelees, salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Maar as ons hier van vers 3 af kyk, waar het begin, vers 3 sê, salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. As jy dink jy kan jouself, en jy is van self rein van hart, dan maak jy 'n fout. Jy moet eintlik eers besef, jy moet arm van gees wees, jy moet na God verlang, jy moet besef jy het hom nodig. Anderster gaan jy nie rein van hart wees nie. Vers 4 sê, salig as jy treur en as jy hartseer is, want hulle sal vertroos word. Jy moet hartseer wees van jou sonde, wil ek amper sê, dan moet 'n sonde besef wees. En dan sê vers 5, salig as jy sagmoedig is, want hulle sal die aarde beerwe. Jy moet eers sagmoedig wees, jy moet besef, alles kom van God af. En salig sê vers 6, is die wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal versadig word. En dit is wat ek gesê het, ons moet besef, ons moet honger en dors na die geregtigheid wat net Jesus kan bring. Hy is die een wat ons regverdig maak, en wat vir ons geregtigheid verwerf. En as ons nie daar begin nie, as ons nie soos vers 7 ook sê, salig is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word nie, dan uiteindelik sal ons nie rein van hart wees nie, en dan sal ons uiteindelik nie die koninkryk van die hemele kan sien nie. Of dan sal ons nie vir God sien in die koninkryk van die hemel, soos vers 8 sê. Maar die wonderlike is, as ons al hierdie goed is, en ons sien vir God in die koninkryk van die hemel, en nou wil ek ook amper sê, hierdie is in die geestesoog sien. Onthou die Ou Testamentiese woord, ons is nou in die Nuwe Testament, maar ons het elke keer in die Ou Testament, het ons gesê, hierny, kyk, dit was een van die temas van die berg, want bo van die berg af kan jy werklik sien. So met ander woorde, as God werklik in ons geestesoog is, as ons hom sien, en ek wil amper sê, hierdie sien gaan oor ons geloof, as ons werklik in hom glo, want dit is wat Paulus sê, hy sê geloof is om die onsienlike te sien, dan uiteindelik sal die res ook uitvloei. So dan sê vers 9, as ons vir God sien, as ons treur, as ons arm is van gees, as ons sagmoedig is, as ons barmhartigheid aan ander bewys, as ons verlang en dors na geregtigheid, dan uiteindelik sal ons ook vredemakers wees, wat vers 9 sê. En dan uiteindelik ook sal dit so wees, al word ons vervolg, ons sal geseënd wees, want ons sal weet waaroor gaan dit, want dit gaan oor ons is op pad na die koninkryk van die hemele. En al word ons dan ook daarvoor vervolg, sal ons nog steeds vrede in ons harte hê, want ons weet waaroor gaan dit regtig. Dit gaan nie net oor hierdie wêreld nie, ons is in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld nie. En dan ook die laaste vers 11 sê, en salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad en julle spreek om my ontwil. Dan besef ons, alles gaan net oor Jesus en oor die waarheid van sy woord. En as ons daai vrede in ons harte het, al word ons vervolg en sleg gesê en wat die omstandighede ook al is, dan uiteindelik, dis al hierdie moeilike omstandighede wat Jesus hier in die saligsprekinge sê. Hy sê, julle moet arm van gees wees, julle moet sagmoedig wees, julle gaan vervolg en julle moet honger na die dors en die geregtigheid, julle moet honger en dors na geregtigheid. En hy eindig dit af op 'n positiewe noot en hy sê, verbly en verheug julle. Hoekom? Omdat julle loon groot is in die hemele. Want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het. En ons sal terugkom na hierdie gedagte toe weer van, so het hulle ook die profete vervolg wat voor julle daar gewees het. So, maar dit is belangrik, die saligsprekinge bou ook op mekaar en dit is uiteindelik in 'n sekere sin wil ek dit ook weer vergelyk. Ek praat baie daaroor, maar dis in 'n sekere sin ook hoe die Heilige Gees in jou hart werk. Daai 8 stappe van die heilsorde wat ook in 'n sekere sin hier voorkom. Ek moet eers daai sonde besef hê. Ek moet eers tot bekering gebring word deur die Heilige Gees en dan van daar af uiteindelik vind die hele proses van regverdigmaking en heiligmaking en volharding plaas uiteindelik tot by die einde. En dis waarvoor ons hier opgeroep word, om te volhard tot die einde toe. Ja, julle sal swaar kry, daar sal moeilike omstandighede wees, maar salig is julle as julle in my vashou, as julle in die geloof op my bly vertrou en as julle doen wat ek julle geleer het om te doen en uiteindelik as julle die berg bly klim, wil ek amper hierso sê, as julle besef, julle kan julle self nie red nie,
maar is net Jesus Christus wat julle kan red, en daarom moet julle voortdurend in sy arms invlug, julle sondes bely, julle sondes laat staan en op hom alleen vertrou, want uit genade alleen het hy julle gered. En verder is dit ook belangrik, en ek wil afsluit daarmee, dat ons weer moet oplet, dat as ons eers vir God gesien het, moet ons optree. Ek het dit eintlik al reeds gesê, daar moet aksie wees. Wat gebeur nadat ons vir God gesien het? Die goeders wat daarna volg sê, gaan wees vrede maak. Dit beteken ons kan nie agteroor sit nie. Maar dit is aksie, ons moet optree, ons moet die berg bly klim. En wat ons ook moet verstaan is, om hierdie opdragte uiteindelik na vers 8 uit te voer, is nie altyd goed wat lekker is nie. Dit is nie altyd lekker om vrede te maak nie. Dit is nie altyd lekker om vervolg te word omdat ons reg lewe nie. En dit is nie altyd lekker om beledig te word, om valslik beskuldig te word, omdat daar teen ons kwaad gespreek word nie. Maar dit sal net gebeur as ons optree, as ons bereid is, wil ek amper sê, om ruggraat te hê en op te staan vir die waarheid. Ons moet optree, want God wil ons gebruik as instrumente uiteindelik in sy hand. En daarom is dit belangrik dat ons dit ook sal doen. Ons moet verstaan, ons moet optree, al is dit nie altyd lekker nie, maar dit is juist hoe ons ook die wêreld in 'n sekere sin sal verander, hoe ons die koninkryk van die hemele uiteindelik na die aarde toe sal laat kom, sodat dit hemel op aarde wees. So ons word ook opgeroep om op te tree, en om vredemaker spesifiek te wees, beteken baie keer, en in 'n sekere sin is dit wat nou letterlik in die wêreldgeskiedenis besig is om af te speel, met die oorlog wat in Israel aan die gang is daar word letterlik gesê, om vrede te hê, moet ons eers oorlog maak. En dit is baie keer ongelukkig die realiteit. Anderster is dit 'n valse vrede. Maar om werklike vrede te maak, baie keer moet mens tussen twee mense inklim wat beklei, en dan gaan hulle albei jou dalk raakslaan in die proses. Maar daar word aksie verlang om uiteindelik werklike vredemakers te wees, en om vir die wêreld te wys, ons is werklik God se kinders. Ons is bereid om gespot, benadeel, vervolg, wat dit ook al is, te word, ter wille van die koninkryk van die hemel, want ons is bereid om te dien. En ek dink dit is die groot hoofmoment hier wat ons ook nie moet mis nie. Jesus het vir ons kom wys, hy kom dien ons, en deur vir ons die onderwysing, die bergpredikasie, die lering te gee, is hy ook besig om ons verder te dien, en hy stuur ons ook uit om sy dienaars of sy disippels te wees. Onthou, hy sê vir sy disippels later, as ek julle voete was, moet julle ook bereid wees om mekaar se voete te was. So ons moet gaan dien. Dis die aksie wat ons uiteindelik moet neem. En soos ek gesê het, dan sluit hy af en hy sê, maar verbly julle, want daar is hoop. Die profete in die Ou Testament het verkondig dat die Messias sal kom. En hier is ek het gekom. Dit is in 'n sekere sin wat hy ook vir hulle sê. Hulle wat daar rondom hom was, wanneer hy verwys het na die profete, sou baie duidelik onmiddellik dit verstaan het. Wanneer hy van die profete praat, dan is daar ook hierdie agtergrond wat bygetrek word. Die profete het my deur die Ou Testament voorspel, en hier is ek nou. En nou sê ek vir julle, julle moet ook bewerkers wees van die nuwe verbond, van die hemel wat aarde toe kom. En uiteindelik, terwyl julle hier besig is om op aarde berg te klim, om my disippels, my volgelinge te wees, verloor julle nie hoop nie, want julle weet waarin julle op pad is. Ek, net soos wat die profete vir julle verkondig het dat ek sou kom, is ek nou die groot profeet, wat julle kom maak tot koningspriesters en profete, omdat ek vir julle kom sterf en vir julle oorwin, deur op die derde dag in die doodheid op te staan. En my opdrag is, gaan nou uit en gaan doen dit wat ek vir julle hier leer. Maar my opdrag is verder ook, moenie hoop verloor nie en volhard tot die einde, want soos wat die profete gesê het, ek kom, is ek nou die profeet, die groot profeet wat sê, ek sal weer kom. En dit is wat hulle moes onthou op daardie stadium. En daarom is die opdrag vir ons ook, dat ons sal optree, dat ons sal volhard tot die einde toe, en dat ons nie hoop sal verloor nie, omdat ons weet waarin ons op pad is. So ons opdrag bly, klim berg tot eer van God. Amen. Kom ons sit weer net so en dan bid ons saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons dankie en ons loof en prys U dat
ons ook hier in die saligsprekinge, aan die begin van die bergpredikasie, opnuut weer kan besef dat ons nie onsself geregtig kan maak voor God nie, maar dat God 'n regverdige God is en daarom moet die sonde ook gestraf word. Maar Here, ons dankie dat Jesus Christus in ons plek ons geregtig kom maak het voor God, deur vir ons sondes aan die kruis te kom sterf, deur vir ons die godsverlatendheid daar aan die kruis te verdra, sodat ons nooit van God verlate hoef te wees nie, deur vir ons op die 3de dag uit die doodheid op te staan en so die slawebande van die Satan, die sonde en die ewige dood te verslaan, en deur op te vaar na die hemel en die Heilige Gees uit te stort om in ons harte te kom woon, sodat ons nou uiteindelik ook tempels van U kan wees hier op aarde. Here, ons dankie dat U vir ons sê dat U ons geregtig gemaak het, dat U vir ons die krag sal gee om ook die berg te bly klim, dat U vir ons sal versterk, sal bemoedig om ten spyte van die omstandighede van hierdie wêreld uiteindelik op U te bly fokus, om U kinders te bly wees wat volhard tot die einde toe, nie deur ons krag nie, maar deur U krag, dat ons ook sal optree deur U krag om U koninkryk al hoe nader te bring, as te ware dit hemel op aarde te maak. Here, ons dankie daarvoor en ons vra dat U ons ook verder sal lei en dat ons ook deur alles wat ons doen, die lof en die eer en die heerlikheid wat U toekom, dan ook aan U sal bring. Here, wees saam met elkeen wat siek is, elkeen wat beserings het, Here, as dit U wil is, bring vir ons genesing en maak vir ons gesond. Here, lei vir ons deur hierdie week wat voorlê. Here, ons dink ook aan die gebeure in die wêreld, geskiedenis. Here, daar waar oorloë aan die gang is, wil ons ook vra, laat U wil ook daar geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Want waarlik, aan U kom toe die lof en die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. En ons bid alles as dit U wil is, in U groot en heilige naam, in die naam van Jesus Christus. Amen.